'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag, soos die môreskemering, uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie, en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie. Welkom by Geloofspad. Die profeet Joël skets 'n lewendige en ontstellende prentjie van 'n dag van duisternis, somberheid en wanhoop. Hierdie dag, bekend as die dag van die Here, verteenwoordig 'n tyd wanneer God se oordeel in krag sal kom, wat die land en sy mense sal raak. Joël se woorde is nie net 'n waarskuwing vir die mense van sy tyd nie, maar ook 'n herinnering aan ons vandag van die erns van ons verhouding met God. In Joël hoofstuk 2 vers 2 lees ons van 'n dag van duisternis en somberheid, 'n dag van wolke en dik duisternis. Dit is nie net 'n natuurlike verskynsel nie, maar 'n simbool van naderende rampspoed. Net soos sprinkane die lig kan bedek, die son uitsluit, so kan sonde en ongehoorsaamheid ons lewens vertroebel en die lig van God se teenwoordigheid vertroebel. Die groot mense, wat in die vers genoem word, kan die invallende leers wees wat oordeel verteenwoordig, of meer simbolies, die vernietigende magte wat kom wanneer ons onberouvol is. Hierdie kragte is onstuitbaar, soos die oggendlig wat oor die berge versprei. God se oordeel word as onvermydelik uitgebeeld, net soos die dagbreek eerste die hoogste pieke raak. Die mense van Juda is 'n kans gegee om te bekeer, en dit is waarskynlik dat die inval waaroor Joël gewaarsku het, nooit plaasgevind het nie, omdat hulle na God teruggekeer het. Dit beklemtoon die genade van God en bied tyd vir bekering voor die rampspoed toeslaan. Tog is daar ook 'n skerp waarskuwing hier vir ons vandag. Wanneer ons in lyn is met God, verlang ons na sy dag met die wete dat dit geregtigheid en vernuwing sal bring. Maar wanneer ons van hom afdwaal, word sy krag 'n verskrikking wat teen ons werk, net soos dit teen Juda sou wees in hulle onberou. Laat ons nie wag totdat die duisternis ons oorval nie. Laat ons nou na God draai en sy lig soek. Kom ons bid. Here, ons dank U vir die lig van U teenwoordigheid in ons lewens. Ons vra dat U ons sal weglei van die duisternis van sonde en na die hoop wat in U gevind word. Mag ons altyd U aangesig soek, sodat ons gereed kan wees vir die dag van die Here met harte van bekering en lof. In Jesus se naam, amen.